Genade en vrede vir julle in die naam van God die Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle almal gekom het vanmôre en dis 'n voorreg om hier te wees en om die woord van God te verkondig. En ek wil net sê ek is baie dankbaar vanoggend om my familie hierso te hê, vir my dogter en skoonseun wat van Amerika af kuier en my Suid-Afrikaanse seun en sy familie wat daar sit. Dis baie lekker om hulle hierso te hê. En ja, 'n mens moet dankbaar wees vir die dae wat ons nog het saam met mekaar, né? Nee. Dis so lekker en dit is net so lekker om saam met God se familie hier te wees vanmôre. Baie mense kom vir baie redes by mekaar, né? Nee. Party kom by mekaar in die kroeg om te kla oor hulle lewe en hoe onregverdig die lewe is. Ander mense kom by verskeie goeters kla by mekaar vir verskeie redes. Maar die rede hoekom ons hier by mekaar is vanmôre is die Here Jesus Christus. En is God se genade in Jesus Christus. Anders was ons nie hier nie. Dis eintlik so lekker, al die liedjies, alles wat ons doen, verklaar en verkondig klaar die evangelie. En so ek wil maar net so 'n bietjie byvoeg en 'n bietjie aangaan daarmee. En dit laat my dink aan wat Paulus skryf in Kolossense waar hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. En dit is wat gebeur wanneer ons liedjies sing. Ons sing liedjies oor Jesus, ons sing liedjies oor God se genade, oor sy verlossende krag. Dit is die woord van Christus wat ryklik in ons woon wanneer ons dit uit ons hele hart sing en met geloof sing. En in Efesiërs sê hy dit net op 'n ander manier, hy sê, word vervul met die Heilige Gees, terwyl julle in psalms en gesange en lofliedere sing en melodie in julle harte maak, met danksegging teenoor die Vader. So, ja, kerk moet 'n lekker plek wees, en dit moet 'n plek wees waar ons harte gevul word met lofprysing, en met aanbidding, want God is goed, en ons het sy genade in Jesus Christus ontvang. Ons is die ontvangers van die goeie nuus, en ons sal later ook hoor, ook die verspreiders van die goeie nuus, né? So wie van julle, ek weet nie almal is sportliefhebbers nie, so wie van julle is bly die Bokke het gewen gister? Ja, ons moet maar bly wees, né? Dit is goeie nuus. Dis 'n ander tipe goeie nuus. Maar dis amazing hoe, en dit is iets wat ons onsself moet vra, en miskien iets hier in ons koppe moet ons baie keer skuif. Want wanneer ons opgewonde is oor sport, en ons word maar groot in Suid-Afrika, ek weet, van ons kultuur af met rugby en al hierdie goeters. En dit is lekker, ek geniet my sport self, en dit is so maklik om opgewonde te wees oor so iets, en dan versprei ons daai goeie nuus oor. Julle gehoor, die Bokke het gewen. Bokke het gewen. Kan ons mekaar help om net so vinnig en excited te wees om die goeie nuus van Jesus te versprei? Want ek dink dit is maar omdat ons weet, as ons hier in Suid-Afrika sê, die Bokke het gewen, dan is dit goeie nuus vir basies almal, en almal gaan happy wees daarmee. Maar as jy begin opstaan vir die evangelie, en jy begin Jesus verkondig daar buite, dan is jy nie altyd so seker of mense so happy gaan wees om dit te hoor nie. Want party mense gaan dit ontvang, ander mense gaan vir jou sê, ek wil dit nie hoor nie, so jy gaan maar so 'n bietjie reject word. En ek dink dis baie keer die ding, en dan bly ons baie keer maar liewer stil. En ek hoop, na vanoggend, sal ons almal aangemoedig wees, die oomblik wat ons 'n ou ontmoet, en ons wil vir hom sê, hoor jy, die Bokke het gewen, moet daar iets in ons kop wees wat sê, nee, sê eers vir hom wat Jesus gedoen het.
sê eers vir hom die goeie nuus van die grootste oorwinning wat daar nog ooit plaasgevind het. En dit is die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis en in sy opstanding. Ok, nou kan ek gou by my preek uitkom. En my skoonseun het my gewaarsku, hy het vir my gesê, hy glo nie ek sal binne die perke van die tyd kan bly nie. So ek gaan my bes doen om bietjie te volg wat ek hier uitgetik het, ok? So, die titel van die preek is die evangelie, goeie nuus vir sondaars. Nou, dis eintlik 'n herhaling, want die woord evangelie beteken goeie nuus. Dis so eenvoudig soos dit. So, die evangelie, as jy net na die woord kyk, kan enige goeie nuus wees. So, dit kan die evangelie van die petrolprys wat afgekom het, of wat ook al. Want dis al wat dit beteken. Die woord evangelie word afgelei van die Griekse woord euangelion, wat eenvoudig goeie nuus beteken. Dit verwys veral na die goeie nuus wat deur 'n uitgesonderde en gestuurde boodskapper afgelewer word vanaf 'n slagveld waar daar 'n belangrike oorwinning deur die land se weermag behaal is. En die goeie nuus, jy weet, jy kan dit prentjie, die goeie nuus daai tyd was deur hardlopers gevat. Hulle het nie motorfietsse en karre en goed gehad nie. Miskien het hy 'n perdekar gery of dit was 'n ou wat fiks was, wat vinnig kon hardloop. En dan het hy so na die dorpies en die stede toe gegaan. En soos wat hy deur die dorpe gaan, het hy die nuus verkondig. Ons het oorwin. Ons weermag het oorwin. Ons is okay. Ons is vry. Ons gaan nie onder slawerny wees nie. Nou, in hierdie geval is ons sinne is nie net goeie nuus nie, maar dis die goeie nuus van Jesus Christus, die Here. So was die eerste disippels van Jesus dan opdrag gegee as apostels. Nou die woord apostels beteken basies gestuurdes, mense wat gestuur word op 'n jy weet ek's gewoonlik Engels, so verskoon maar as ek so nou en dan 'n Engelse woord ingooi, op 'n mission met 'n taak om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. Onthou, hulle was disippels en toe word hulle apostels. Disippels is die wat hulle meester volg en by hom leer en hom naboots en deur hom geleer word en toe stuur hy hulle. Toe word hulle apostels. Om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. Nuus van oorwinning en verlossing. Nie oor aardse vyande en weermagte nie, maar magte van duisternis, oor sonde en die dood, wat geheers het oor die mensdom na die sondeval van die eerste mense. Nou die hartseer ding is, die Jode van daai tyd het hulle eie verlosser oor die algemeen nie erken nie. En hulle het hom nie ontvang nie. Hoekom is dit so? Hoekom dink julle was baie van hulle so blind? Want die Ou Testament het tog geprofeteer. En hulle was geleer in die Ou Testament. En die hele Ou Testament praat. Jesus het self hulle gesê, die wet en die profete en alles praat van my, maar julle sien, jy weet, julle sien dit nie raak nie. Want julle oë is verblind, julle harte is hard. Maar dink bietjie in hulle tyd. Hulle het geleef onder die juk van die Romeinse regering. Hulle was nie 'n vrye mense gewees nie. Hulle het sekere vryhede gehad. Hulle kon werk, besighede doen, al daai goed, maar hulle moes belasting betaal aan die keiser. Die Romeine het regeer. So hulle verwagting was, daar gaan 'n Messias kom wat ons gaan kom vrymaak van hierdie juk van die Romeine. Hulle het 'n Messias verwag, maar nie soos wat hy gekom het nie. Hulle het nie hom verwag dat hy in 'n krib gebore gaan word en van 'n stad, 'n dorpie af gaan kom waar niks goeds vanaf kan gewoonlik kom nie, jy weet. En hulle het gedink dit gaan hierdie koning wees wat gaan verskyn en op 'n wit perd met weermagte en hy gaan kom oorwin en
die Romeinse jukfinaal breek en hulle gaan vry wees. Maar min het hulle verstaan dat die vryheid wat Jesus bring, soveel meer is as net 'n tydelike aardse koninkryk en vrede. Dat hierdie is die Here van die heelal wat die ewige lewe kan gee, wat ons volkome kan vrymaak van ons sonde las en wat ons in nuwe skepings kan verander. Ons kan so vasgebind word in hierdie goeders wat ons sien in die aarde, jy weet die goed wat om ons aangaan. Maar Jesus het gesê, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Sy koninkryk is 'n hemelse koninkryk en dis 'n koninkryk wat vir ewig gaan hou. En dis die koninkryk wat as jy 'n gelowige is, nou op hierdie oomblik regeer in jou hart en in die kerk deur die Gees van Christus wat in ons midde is. Ek wil net hier lees in die evangelie van Johannes hoofstuk 1, is daai mooi skrifgedeelte, dit is so mooi daai, ek gaan nou nie alles lees nie, maar wat Jesus sy herkoms, waar hy vandaan kom, so mooi beskryf. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy herhaal dit, hy sê, hy was in die begin by God. Hierdie evangelie, hierdie woord, is nie 'n nuwe woord nie. Hy was daar toe alles geskep is. Hy was by God, hy is God. God wat mens geword het. Hoe wonderlik, ek dink baie keer daaraan, toe die disippels, ek kan nie verstaan hoe hulle dit kon hanteer, hulle koppe moes seker baie gesukkel het daarmee. Om te dink, hier sien ek 'n mens, van vlees en bloed, hier voor my, maar hy's ook God. 'n goddelike mens. Maar hy het nie rondgeloop op aarde met 'n skynsel om hom nie. Jy weet, soos 'n engel of wat ook al nie. Sy voete het vuil geword, soos joune en myne. Hy was deel van die aardse dinge. Hy het groot geword in 'n houtwerker se huis. Hy het geweet wat dit is om te werk. Ons vergeet dit baie keer. Hy het nie net verskyn en woeps, alles het gebeur en toe gaan hy nou weer. Hy het 'n hele lewe geleef op aarde, tussen sy mense. En op die regte tyd het die Heilige Gees hom gevul met sy doop en sy bediening het begin. Maar ek dink net hoe amazing moes dit, die disippels moes lank gesukkel het daarmee. Hulle het geweet daar's iets anders, maar hulle kon seker nie verstaan om net te dink dat God wat onsigbaar en kind of mysterieus en nie geken kan word nie, nou loop hy hier tussen ons as 'n mens. Dis vir my net, dis so pragtig. In die begin was die woord, nou, mens kan amper sê in die begin was die boodskap. Want 'n boodskap bestaan uit woorde. Hoekom noem God hom die woord? Want ons weet in die begin het God alles geskep deur sy woord. En Jesus Christus is die woord wat mens geword het. Hier sien ons die goddelike natuur van Jesus. Later skryf hy, en die woord het vlees geword, of mens geword, en onder ons kom woon. En dit verwys na sy mensheid, soos ek gesê het, volkome God en volkome mens. En dan, vers 10 en 11, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar dan die goeie nuus in vers 12. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. En ek dink dit sluit meeste van ons hier in. Hooplik almal van ons. Aan almal wat hom aanvaar het. Om in sy naam te glo, wat beteken dit? Is seker nie net, ons het al die laaste paar weke nogal daarvan gehoor,
Dit gaan nie net om in jou kop te sê, ja, ek glo dit, dis die waarheid. Dit klink soos die waarheid, nie. Dis net 'n deel daarvan. Om in sy naam te glo, is om alles te glo van wie hy is, en wat hy gesê het, en wat hy vir ons kom doen het. Want sy naam staan vir wie hy is, en vir sy werk onder die mens. Om hom te ontvang is ook om die een te ontvang wat hom gestuur het, die Vader. So, ons kom nou by my eerste teksvers. Ek gaan natuurlik baie ander verse tussenin sê, maar dis nou die een wat ek hier het. 2 Korintiërs 4 vers 5. Want wat ons verkondig, sê Paulus vir die Korintiërs, is nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as u dienaars ter wille van Jesus. Ek sal nou 'n bietjie raak op Paulus. Hy's vir my so 'n wonderlike voorbeeld. Hy het meer as 'n derde van die Nuwe Testament wat ons vandag het, is deur Paulus geskryf. Man, ja, 'n mens moet 'n studie van sy lewe doen, hoe sy lewe omgekeer is. En so in mindere of meerdere mate is die getuienis van elke Christen. Elke Christen se lewe word deur Jesus omgekeer. Jy kan nie 'n ontmoeting met Jesus hê in die krag van die Heilige Gees en bly soos wat jy was nie. Dis onmoontlik. Jou hele lewe verander. Nou, daar's baie mense wat hulle self verkondig. Deesdae in baie kerke, ek sê kerke, hou hulle voor asof dit 'n Christelike kerk is. Maar dit klink meer soos 'n selfhelp motiveringskursus waarheen jy gaan. Jy betaal eintlik net 'n ou om jou te motiveer elke Sondag om to live your best life now en sulke goeters. En dit is glad nie die evangelie, en ons het laas week gehoor met Stefan ook, daar's baie kostes betrokke om 'n disipel van Jesus te word. Jy verloor jou lewe en jy kry sy lewe. Dis nie, jy vat jou ou lewe en nou polish hom so bietjie en laat hy nou bietjie mooier lyk aan die buitekant nie. Dis nie wat Christendom is nie. Wêreldse mense kan dit ook doen. Jy kan baie kursusse bywoon as dit alles wat jy wil hê, gee my net 'n paar tips. Hoe kan ek meer suksesvol wees? Gee my net 'n bietjie raad. Wat kan ek doen? Nou, Christendom gaan nie oor wat kan ek doen nie. Dit gaan oor wat het God gedoen in Jesus Christus vir my. Christendom is nie iets wat jy verdien nie, dis iets wat jy ontvang. En wanneer jy die genade van die Here ontvang het, kan jy doen volgens wat God wil hê. Okay, daai stukkie gooi ek sommer gratis daar vir julle. Ek wil graag hier noem, en moet my nou nie verkeerd verstaan nie, dat die evangelie nie net die evangelie van die kruis is nie. Want baie keer dink ons dis alwaaroor dit gaan, en dit is natuurlik sentraal aan ons geloof en baie belangrik, want sonder Jesus se dood as soenoffer sou ons nie vergifnis van sondes kon hê nie. En ons sou nie met God versoen kan word nie. Maar die evangelie, verklaar Paulus, is aangaande Jesus Christus die Here. Met ander woorde, die evangelie is Jesus Christus. Wie hy was en is, en wat hy gedoen het. So dis van die begin tot die einde. En daar is natuurlik geen einde nie, want hy is die Alfa en die Omega. Hy was van die begin af daar. Dis ook 'n wonderlike ding as ek dink nou net daaraan, dat die Bybel sê dat God het 'n lam voorberei van die fondasie van die wêreld af. So voordat ons nog gesondig het, voordat die eerste mense weggeval het en gesondig het, het God reeds hierdie verlossingsplan gehad.
en het hy reeds 'n lam voorberei. So verlossing het niks met jou uit te waai nie, of met my nie. Daar is niks in jou wat jy vir die Here kan bring, wat jy vir hom mee kan impress nie. Jy weet wat jy kan sê, kyk hoe oulik is ek. Ek is nie soos die ander mense nie. Ek is nou nie so sondaar soos Chris nie. Stoute Chris. Of is dit soet Chris? Ek spring nou 'n bietjie vooruit. Maar God se standaard is nie ons standaard nie. Jy weet, dit is so maklik vir ons om goed te voel oor onsself, of vreeslik sleg te voel oor onsself, wanneer ons onsself vergelyk met iemand anders. Daai ou is nou so goeie Christen. Daai is maar so medium Christen. Ja, daar bestaan nie so iets nie. Jy is of 'n kind van God of jy is nie. En as jy een is, het dit niks met jou werke te doen nie. Dis God se werk. En ek wil jou aanmoedig, as jy hier sit en jy weet in jou hart, God het nog nie so werk in my lewe gedoen nie. Ek sien nie daai verskil in my lewe nie. Dan moet jy na die Here nader en vir hom vra, Here, gee vir my daai verlossing, daai genade, daai nuwe hart, daai nuwe gees. Want dit is wedergeboorte, dit is 'n wonderwerk. 'n Christen, jy wat hier sit wat 'n Christen is, jy's 'n wonderwerk. Hoekom sê ek dis 'n wonderwerk? Want dit is iets wat net God kan doen. 'n Mens kan nie 'n Christen word nie. God maak jou 'n Christen. God wederbaar jou deur die saad van sy woord wat in jou hart geplant word. En deur geloof wat hy binne in jou werk deur sy gees. Alles kom van hom af. So, Paulus sê Jesus Christus die Here. Of hy sê op 'n ander plek, ons verkondig Jesus die gekruisigde. So die evangelie is Jesus Christus. Ons glo nie in die kruis van Jesus nie, maar in Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het uit die dood. Dit het nie geëindig daar nie. Die evangelie is nie net tot by die kruis en toe stop het nie. Die evangelie is sy koms, sy lering, wie hy was, wat hy gedoen het, wat God van hom gesê het, die feit dat hy gesterf het aan 'n kruis vir ons, en dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Want as hy nie opgestaan het nie, was daar nie ewige lewe vir ons vandag nie. En toe vaar hy op in die hemel, nadat hy homself aan baie getuies gewys het. En ons weet wat daarna gebeur het. Op die regte tyd het hy sy gees uitgestort oor alle vlees. En daar in Handelinge sê Petrus hulle, almal wat nou die naam van die Here aanroep, sal gered word. Paulus sê ook in sy brief aan die Romeine, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing, vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos ook geskrywe staan, die regverdige sal leef op grond van geloof. Hou dit maar in gedagte, dis nie jou geregtigheid nie, dis nie jou regverdigheid nie, niks wat jy kan bring, kan die standaard wat God stel, tevrede stel nie. Net een kon dit doen, en hulle noem hom ook die geregtige een, die regverdige een, Jesus Christus. Ek wil net vinnig deur dit gaan, miskien het julle nog nie dit gehoor nie, van julle het natuurlik al. Dis belangrik om te verstaan die krag van name in die Bybel, né? Elke naam het 'n betekenis. Jesus is nie sommer net Jesus genoem verniet nie. Nou Jesus Christus. Christus is nie sy van nie. So, jy weet, ek staan nou hier William Merrin. William is my naam, Merrin is my van. Weet nie eens wat dit beteken nie. Weet wat William beteken, maar Merrin nie so seker nie.
seker maar 'n opgemaakte van. Maar Jesus Christus is nie 'n van nie, dis 'n titel. So Christus kom van die Griekse woord Christos, wat 'n vertaling is van die Hebreëse Messias. Die woord beteken gesalfde en verwys na die spesifieke rol en taak wat 'n persoon vervul. Byvoorbeeld om as 'n koning gesalf te word. Jesus is dus die een wat deur God aangestel en gestuur is as gesalfde verlosser en vrymakende koning, wat ons van ons sonde slawerny kom verlos. Die naam Jesus, nou dit is sy naam gewees, afgelei van twee Hebreëse woorde, ja, 'n afkorting van Yahweh, wat een van God se name is, en Shua, 'n werkwoord wat beteken verlos of red. So het die engel vir Josef gesê, julle sal hom Jesus noem, want hy sal sy mense van hulle sondes verlos. So Jesus Christus beteken basies God wat verlos, en Jesus die gesalfde een, die een wat aangestel is, die enigste een, aangestel om verlosser van die wêreld te wees. Dit laat my dink aan daai wonderlike skrif, het maak mense opgewonde in Handelinge waar hy sê, daar's geen ander naam onder die hemel of op aarde gegee, deur wie mense gered mag word, behalwe die naam Jesus nie. Jesus is die boodskap. Of jy nou praat met 'n gewone sondaar, wat in niks of niemand glo nie, en of jy nou praat met 'n baie gelowige moslem, of 'n hindoe, of van watter kultuur hulle ook al kom, Jesus is die enigste een deur God aangestel as verlosser. En hy het self gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Hy wat in my glo sal nooit sterwe nie, maar vir ewig lewe. So, dis ook 'n aanmoediging, met wie jy ook al daar buite praat. Dink weer terug aan daai woorde. Ons preek nie onsself nie. Ons preek Jesus Christus die Here. Ons preek nie eers ons kerk nie. Nee? Ons preek Jesus. Ons verkondig Jesus. Ons het geen ander boodskap wat kan red nie. Ons kom nie by mekaar om vir mekaar goeie raad te gee nie. Alhoewel dit is baie keer nodig. Want goeie raad is om vir iemand te sê, hoorie, jy moet so maak, doen dit, doen dit, doen dit. Goeie nuus is, God het dit gedoen. Jesus het dit gedoen. Dis reeds volbring. So dit kom nie op jou neer van, oef, nou moet ek myself bewys, ek moet nou my sokkies optrek, ek moet doen wat ek kan, kom ons kyk gou die 10 gebooie en sien of ek hulle almal in een dag kan regkry. Doen dit gerus, want dit gaan jou terugbring na Jesus toe. Dit gaan jou dryf, want wat dit gaan doen is, dit gaan jou wys hoe swak jy is, en dat jy regtig 'n sondaar is, dat wat die Bybel sê is die waarheid. So vir wie is hierdie goeie nuus van Jesus dan? Dit is uitdruklik vir sondaars. Jesus het gesê, dis nie die gesonde mense wat 'n dokter nodig het nie, maar die sieke. So as jy dink jy's okay, dan klink die evangelie vir jou nie soos goeie nuus nie. Maar as jy weet en jou oë is oopgemaak vir jou eie swakhede en vir jou eie sondes, en jy raak desperaat, dan beteken die goeie nuus vir jou baie. Luister na wat Paulus sê. Nou onthou wat ek vir jou gesê het, hierdie ou het naderhand 1/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy, as jy gaan lees waar hy oral heen gegaan het om die evangelie te verkondig,
Hy het waaragtig sy lewe, sy alles, sy energie, sy krag gegee vir een ding. En dit was om hierdie boodskap so ver as moontlik te versprei. Want hy het geweet die krag wat daar is in hierdie evangelie om mense te verlos. Dan kyk ons baie keer na onsself en dan dink ons doen maar nie veel nie. Maar mag die Here ons help. In 1 Timoteus 1 vers 15 skryf hy: Die gesegde is betroubaar en verdien volle aanvaarding, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die grootste is. Dis die apostel Paulus. Hy sien homself as die grootste sondaar. Hoekom sien hy homself as die grootste van alle sondaars? Hy antwoord die vraag self in die voorafgaande verse. In vers 12 en 13 skryf hy: Ek dank hom wat my versterk het, Christus Jesus ons Here, omdat hy my betroubaar geag het toe hy my in sy diens aangestel het, vir my wat voorheen 'n lasteraar, 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Nou Paulus was 'n fariseer en hy het geskryf in Korintiërs, sê hy, as 'n fariseer was hy blameless, sonder blaam. Hy het alles gedoen wat van hom verwag word. Volgens hom het hy al die gebooie onderhou, hy het Sabbat gehou, hy het alles gedoen wat al hulle reëls en al hulle wette gesê het. So hy het gedink hy is okay. En hy het selfs Christene vervolg, want hy het gedink hy doen dit vir God. Hy het die eerste gelowiges in Jesus vervolg, tot die dood toe. Dis hy wat bygestaan het, en die eerste martelaar Stefanus se kleed vasgehou het, toe hulle hom gestenig het. En dis hoekom hy sê, hy is die grootste sondaar. Want toe sy oë oopgemaak word, en hy leer ken die gawe van God in Jesus Christus, toe besef hy, dat hy was eintlik 'n teenstander voorheen, en 'n vyand van God deur wat hy gedoen het. En toe hy ontdek die onskatbare waarde van die geregtigheid wat daar is in Jesus, in vergelyking met die geregtigheid wat hy probeer werk het in sy eie krag, toe jy kan die twee nie vergelyk nie. Dit het sy hele lewe omgekeer. Toe Jesus homself aan Paulus openbaar op die pad na Damaskus, en in die daaropvolgende dae en jare, het Paulus sy hele lewe omgekeer. Nou ons dink baie keer Paulus is daar van sy perd afgeslaan, op die pad na Damaskus, onthou daar het mos 'n lig geskyn uit die hemel uit, en toe praat Jesus met hom en sê, Paulus, Paulus, hoekom vervolg jy my? Dis so Jesus homself vereenselwig met gelowiges, want hy was nie besig om Jesus te vervolg nie, hy was besig om mense, hy het gedink, jy weet, dit is soos 'n sekte, dis soos hulle is eintlik teen God, so hulle is waardig om doodgemaak te word. Maar toe Jesus aan hom verskyn, toe sê hy, hoekom vervolg jy my? En toe word Paulus se geestelike oë oopgemaak deur die genade van die Here. En hy het besef wie Jesus regtig is, dat hy regtig die Messias is, die Christus. Maar ons vergeet, jy weet, Paulus het daar die Here ontmoet en 'n paar profete na hom toe gestuur om vir hom te sê wat sy roeping is, wat die Here met hom gaan doen. En toe het hy vir 'n hele klomp jaar verdwyn. As jy mooi gaan lees in die Bybel, hy het nie eers na die eerste apostels toe gegaan en gaan uitvind by hulle, wat moet hy nou doen nie. Hy is deur Jesus self geleer in die woestyn. Hy is, ek dink is 14 jaar of so ietsie, is hy weg. En hy was besig, toe disciple Jesus hom apart, en dis hoekom hy getel word onder die apostels. Daar is nie vandag apostels soos die 12 apostels nie. Net hulle het die oorspronklike bevel van Jesus self
af ontvang. So as enige iemand, pas op, ons kyk almal YouTube, ons kyk almal al hierdie goeters baie keer, hierdie predikers wat dink hulle is so great. Ons preek nie onsself nie. Pas op vir al hierdie kerke wat man of God, en al hierdie goed. En wat net, ja, ek wil nou nie op dit afgaan nie, maar het gaan meer oor geld. Ons dank die Here vir die bietjie evangelie wat gepreek word, want die Here gebruik dit nog steeds om mense se siele te red. Maar daar is nie vandag apostels soos die 12 apostels nie. Gaan doen maar julle eie studie as julle nie met my saamstem nie. Maar wat ek wou sê is, so is Paulus se hele lewe omgekeer, dat hy in sy brief aan die Filippense skryf, in hoofstuk 3, vers 7 tot 9, maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. Ek beskou dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, daar sê hy dit, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die regverdiging wat van God afkom deur die geloof. Hy het besef dat al sy werke, soos wat die Ou Testament sê, is soos vuil lappe voor God. Maar God het self die versoening bewerk deur die regverdige een, die sondelose, vlekkelose lam, Jesus Christus. In 1 Petrus 3 vers 18 skryf Petrus, want Christus het ook een keer vir sondes gelei, die regverdige vir die onregverdiges, sodat hy ons na God kon bring. Ons verstaan nie eintlik hoekom nie. As dit ek en jy was, het ons seker daarbo gesit en gesê, ek wil nou nie lelik praat nie, maar laat hulle maar vergaan. Dink bietjie daaraan. Ons as mense sou gesê het, hierdie mense, hulle is hardnekkig, hulle verdien nie ons genade nie, hulle verdien nie al die goeie dinge wat ons vir hulle doen nie. Hoekom moet ons, maar tog stuur God sy seun? So lief, wat hy kon oorbegin het, né? Hy kon weer oorbegin het. Hy kon maar net almal uitgevee het van die aardbol af, en dan sê hy, nee, dit was nou, ek weet dit klink nou snaaks, maar dis nou, want God maak nie foute nie, maar hy kon gesê, dit was nou 'n foutjie, kom ons begin oor. Ons begin met 'n nuwe ene. Maar hy het nie. God het so die wêreld lief gehad, sê Johannes 3 vers 16. Nou, dit beteken nie net in die sin van hoe ons nou dink aan 'n romantic movie, o, ek is so lief vir jou. Dit gaan nie net daaroor nie. Dit gaan oor op hierdie manier het God die wêreld lief gehad. Dis hoe hy gewys het hy het die wêreld lief, met ander woorde, deurdat hy sy seun vir ons gegee het. Dat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. God het sy liefde bewys, sê Paulus in Romeine ook, sê hy het sy liefde so gedemonstreer, dat terwyl ek en jy nog sondaars was, het Jesus vir ons gesterf. Nie toe ons oulik was en op 'n sekere level was nie. Terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons nog deur ons lewenstyl vyandig gesind teenoor God was, het hy vir ons gesterf. Dis God se liefde. Want Christus het ook een keer vir sondes gelei, die regverdige vir die onregverdiges. Dink bietjie toe jy onregverdig gestraf is vir iets, miskien in jou verlede. Dit is eintlik jou stoute boetie wat die koekie gesteel het. Of sussie, ja. Maar toe word jy sommer ook gestraf. Hoe pynlik voel dit?
En dis maar net 'n ou klein prentjie wat Jesus leer is. Hy was volkome gehoorsaam aan sy Vader, sondeloos, vlekkeloos, regverdig, nooit afgewyk nie. Maar hy het gewillig sy lewe neergelê, gewillig ons straf op hom geneem, sodat ons kan vryloop, sodat ons uit die tronksel uit kan loop en 'n vry persoon kan wees. Ek wil net vinnig gou-gou op sonde raak, want ons praat so van goeie nuus vir sondaars. Maar wat het ons nou gedoen wat so erg is? Hoekom moes Jesus nou vir ons kom sterf? En ek gaan nou nie in alles ingaan nie, ek weet ons het nie tyd vir dit nie, maar wat ek kom terug na wat ek vroeër gesê het, is onthou die verskil tussen ons en God. Ons is in sonde gebore, ons is van die begin af geneig tot sonde. God is ver bo ons, heilig, perfek, vol van lig, geen donkerte in hom nie. Hoe kan jy probeer verstaan hoe God dinge sien? Van 'n menslike perspektief af. Ons weet nou uit sy woord uit. Maar as God iets sonde noem, is dit van sy standaard af, van sy perspektief af, nie van jou en my wat ons vergelyk met die ander ou nie. Ek sien so erg, daai ou is 'n moordenaar, ek het maar net 'n chappie gesteel in die kafee. Maar alle sondes begin mos maar klein, en dan kan dit groter word. Maar dit is nog steeds sonde. Jy wyk nog steeds af van God se perfekte standaard. Gaan lees net die 10 gebooie. Lees net die eerste 2 gebooie. Jy sal geen ander God dien nie, byvoorbeeld. Jy moet God lief hê met jou hele hart, siel, verstand. Kan jy dit doen? Wees honest, kan jy dit doen? Kan jy dit doen as 'n gewone mens? Ek dink nie daar's enigiemand op aarde nie, nee. Net Jesus kon dit doen. Ons kan nou die Here eer en lief hê, omdat hy eerste sy liefde in ons werk. Omdat hy eerste sy liefde in ons harte kom uitstort wanneer ons die evangelie glo. En as gevolg van sy krag wat in ons werk, kan ons daai liefde wat ons ontvang, teruggee vir hom. Maar uit ons eie uit, gaan jy nooit in jou lewe, ek daag jou uit om dit te gaan probeer. En as jy terugkom en jy sê jy het dit reg gekry, dan bid ons vir jou, want jy's 'n leienaar. En dan het jy daai gebod gebreek. So het jy nog nooit gelieg nie, jy was nog nooit deur welles oorval nie, jy het nog nooit verkeerde dinge gedink nie, jy was nog altyd liefdevol teenoor jou vrou en jou man. Dink bietjie daaraan, die standaard is hoog, né? Onmoontlik, net moontlik vir Jesus Christus. En dit is hoekom hy die vlekkelose lam van God was, wat gesterf het vir elke een van ons, want ons is skuldenaars aan God. Hoekom is ons skuldenaars aan God? Dit gaan nie eers net oor die sonde wat jy pleeg elke dag nie, of die bietjie wat jy struikel nie. Dit gaan oor die feit dat jy God nie eer met jou lewe nie. Dit gaan oor die feit dat God jou geskep het, en ek praat nou van wêreldse mense daar buite, maar dit is die boodskap wat ons moet oordra. Dit gaan oor die feit dat jy 'n rebel is. God het jou gemaak, God het jou geskep, jy's vir hom gemaak. Jy's veronderstel, jou lewe is veronderstel om sy genade en sy eer te weerspieël, maar jy doen jou eie ding. Jy volg jou eie pad. Al wanneer jy aan God dink is wanneer jy hulp nodig het. Is dit nie? Die eerste mens was ongehoorsaam aan God se gebod. En van toe af is alle mense maar so. Daar's nie een wat God soek uit sy eie uit nie. So, die kern van sonde is rebellie. Dit wat die Satan gedoen het in die hemel, en hy het daai selfe saad
in die eerste vrou ingesaai, toe hy vir haar sê, het God regtig gesê? Het God dit nou regtig gesê? En toe glo sy daai bose woord, en sy en haar man was ongehoorsaam. So sonde is om die teiken te mis, ons het dit nou al gehoor, die wet van God te oortree, ongehoorsaam te wees, eiesinnig en eiewillig te lewe, sonder om God se heerskappy te erken, om af te wyk van die reguit pad, elkeen kies sy eie pad en volg nie hulle herder nie, die eie ek op die troon van my lewe, die resultaat, vervreemding van God, 'n onoorbruglike skeiding en vrees vir God se oordeel en die ewige dood. Dit is die identiteit van 'n sondaar. Maar dank God, op die kruis het 'n goddelike uitreiling plaasgevind. Die heilige, volmaakte seun van God het in die plek van die onregverdiges gestaan. Hy het die oordeel, die toorn en die isolasie geneem wat ons sondes verdien het. Toe hy sterf het hy uitgeroep, dit is volbring. Hy het nie gesê, ek het dit nou begin, julle moet dit klaarmaak nie. Hy het die skuld volkome betaal. Wanneer ons hierdie werklikheid werklik begryp, verander dit alles oor hoe ons lewe. Dit herbedraad jou motiewe. Ons lees vinnig, amper klaar, is julle nog by my? Amper daar, heer. Ek weet dit, ek weet. Om so lank te sit, is nie so lekker nie. Kyk na 2 Korintiërs 5, 14 tot 15. Want die liefde van Christus beheer ons, want ons het tot die gevolgtrekking gekom, dat een vir almal gesterf het, daarom het almal gesterf. En hy het vir almal gesterf, sodat diegene wat leef, nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom wat vir hulle onthalwe gesterf het en opgewek is. Ons dien God nie uit vrees of om sy goedkeuring te verkry nie. Ons dien hom omdat sy liefde ons inperk, vasgryp en dryf. Omdat hy vir ons gesterf het, is ons ou selfgesentreerde lewens verby. En onthou, dis alles van God af. Wat 'n persent, wat 'n gawe. Dit bring ons by 'n radikale nuwe identiteit. Ons lees voort in 2 Korintiërs 5, vers 17 tot 21. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die oue is oorlede. Kyk, die nuwe het gekom. Dit alles kom van God, wat deur Christus ons met homself versoen het en vir ons die bediening van versoening gegee het. So Paulus praat nou daar as 'n apostel wat gestuur is, maar ook hulle is nou nie meer hier nie. So nou wie het nou daai bediening? Ons. Ons as die gemeenskaplike kerk het nou die bediening van versoening. Want die enigste manier wat mense versoen kan word met God, is om die boodskap van versoening te hoor, en dit beteken mense soos ek en jy moet daai boodskap vir hulle vat. Ek weet nie hoekom God dit so gedink het nie, daar is seker baie makliker maniere, jy weet, hy kon net so gemaak het en dan verander mense hart. Maar God het besluit om deur gebroke mense daai boodskap vir mekaar te bring. Paulus sê deur die dwaasheid van die prediking van die kruis het God gekies om mense te red. Dit lyk dwaas. Vir slim mense daar buite dink, dit is mos nou, hoe kan dit nou werk? Jy preek nou van hierdie ou wat gesterf het aan 'n kruis, maar dit is God se krag tot redding vir die wat glo. En dit is nie, dit hang nie van jou en my af wie glo nie. Is dit nie? Ons lees hierso, dis God se werk. Ek kan jou nie maak glo nie, maar ek kan vir jou vertel. Ek kan vir jou die waarheid vertel. Ek kan vir jou die boodskap bring,
of jy glo of nie, dis nie my probleem nie. So dit alles kom van God, wat deur Christus ons met homself versoen, en vir ons die bediening van versoening gegee het. Dit wil sê, dis so mooi hierdie, in Christus het God die wêreld met homself versoen, sonder om hulle oortredings teen hulle te tel, en aan ons die boodskap van versoening toe vertrou. Daarom is ons ambassadeurs vir Christus. God maak sy beroep deur ons. Ons smeek jou namens Christus, wees versoen met God. Terwille van ons het hy hom sonde gemaak, wat geen sonde geken het nie, sodat ons in hom die geregtigheid van God kan word. Ek wil net vinnig daar op daai laaste versie iets noem. Dit beteken nie Jesus het 'n sondaar geword nie. Hy was altyd God, hy was altyd vlekkeloos. Hy het nie 'n sondaar geword nie, hy het 'n soenoffer geword vir ons sondes. Kyk net na die mooiheid van daai woorde, om nie hulle oortredings teen hulle te tel nie. God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde gemaak, sodat ons die regverdigheid van God self kan word. Wanneer die Vader vandag na jou kyk, as 'n gelowige, sien hy nie jou sonde nie, hy sien die volmaakte geregtigheid van sy seun. En nou is ons enigste taak om ambassadeurs te wees. 'n Ambassadeur maak nie die wette van die land op nie, hulle verteenwoordig bloot die koning. Ons is hier om die koning se boodskap van versoening te herhaal. So hoe reageer jy op hierdie goeie nuus? Jy verdien dit nie, jy ontvang dit deur geloof. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en in jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo 'n mens en word geregverdig, en met die mond bely 'n mens en word gered. Jou kosbaarste besitting, kind van God, is jou geloof. En dit is wat hierdie wêreld en die Satan en al sy medewerkers sal aanval. Hulle sal allerlei goeders bring om jou geloof by jou te steel. Die kosbaarste ding wat jy op jou lippe het, is die naam van Jesus Christus. Moenie laat enige iemand jou stil maak of daai geloof by jou steel nie. Want die uiteinde is die ewige lewe saam met hom. Verlossing is 'n gratis geskenk. Dit word gevind deur jou eie prestasie prys te gee, te bely dat Jesus die Verlosser en Here is, en te vertrou dat sy opstanding, sy oorwinning oor die dood joune is. Hou op in jou eie krag te streef en rus in die voltooide werk van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u ewige woord, Here. Dit maak nie so seer saak wie die boodskapper is nie, Here, maar die boodskap is wat belangrik is. Aan die einde van die dag, Here, kom en gaan ons, want ons lewe is kort, maar die woord van God is vir ewig. Dankie vir u genade, Here, wat in ons lewens ingekom het. Gee dat ons lewens sal leef wat waardig is van hierdie goeie nuus en wat u naam verheerlik. Amen. Mag die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met ons wees vandag en altyd. Amen.